Goeiemiddag en 'n hartlike welkom hier so by die Plaaskerk vanmiddag en wat 'n voorreg is dit weer vir ons om hier op die oujaarsaand so by mekaar te kan kom. Hier in 'n jaar wat vir party voel seker of dit baie vinnig verbygesnel het, vir ander voel of dit lank gevat het. Alles hang af hoe jou jaar was, hoe jy dit sou beleef het. Maar wat 'n voorreg om altyd te weet, maak nie saak wat se jaar ons het nie, maak nie saak wat deur ons jaar gebeur het nie. Dat ons kon vashou daaraan, dat die Here elke tree saam met ons was. Dat ons nie een tree alleen geloop het nie. En is dit nie die wonderlikste om kind van God te mag wees en altyd te mag weet? Ons is nooit alleen nie. Hy dra ons in als. Niks kan in ons lewens gebeur wat te veel is nie. Want as God met ons is, dan kan ons altyd weet ons sal staande kan bly. En nie net staande bly nie, in oorwinning kan leef. Ons het nie vanaand afkondigings nie. Jaco het net nou vir my gesê, ek weet nie wie vir hom Andrew de Waal geken het nie, dat hom Andrew is vanmôre oorlede. So, ons wil net ons innige simpatie met sy familie ook betoon, en vra dat almal ook in hulle gebede aan hulle sal dink. En dan gaan ek vir ons 'n gebed doen, en dan gaan ek vir hom Flip vra om vir ons lekker saam te sing. Hemelse Vader, wat 'n voorreg, dat ons vanaand so hier in die huis mag by mekaar kom. Here, waar ons aan die einde van die jaar kom, wat 'n jaar was wat in soveel opsigte, soveel hoogtepunte gehad het. Maar ja, Here, daar was ook hartseer in hierdie jaar, en daar was uitdagings in hierdie jaar, en in dit alles, Here, kan ek waarlik getuig dat in my lewe, dat U elke dag my so gedra het. En net so glo kan elkeen wat vandaan hier is, saamgetuig. Hoe wonderlike voorreg dit is om kind van 'n God te mag wees, wat elke dag die pad saam met ons stap, wat ons die krag gee om op te staan wanneer daar moeilike tye is, wat ons dra deur die goeie tye, wat altyd met ons is. En Here, vanaand waar ons hier gaan kom, net om so 'n bietjie stil te word aan die einde van die jaar, waar ons met 'n verwagting na die nuwe jaar gaan kyk, wil ek vra dat U vanaand ook met elkeen van ons sal spreek, Here, dat U sal gee, dat elkeen vanaand so 'n bietjie stil sal word, sal terugkyk oor hierdie jaar, en net weer sal besef hoe groot U genade vir elkeen van ons was. En Here, as ons so na 'n nuwe jaar kyk, en wat daar baie keer vir mense voel dat hulle nie weet wat voorlê nie, en die onbekende hulle ook bang maak, dat ons vanaand opnuut sal sien, dat ons niks het om te vrees nie, want as ons die pad saam met U stap, dan wag daar vir ons 'n jaar, maak nie saak wat voorlê nie, waar ons net in oorwinning kan leef. En daarom is dit my gebed, Here, dat ons vanaand so sal stil word voor U, en werklik weer ons harte sal oopmaak, om te hoor die woord wat U vir elkeen van ons wil gee, en waar ons nou gaan sing, Here, bid ek ook, dat ons werklik uit ons harte sal sing, dat ons lofprysinge sal sing tot U groot naam, en dat ons net so weer daarmee ook met ons stemme, net sal sê, dankie Here, dankie vir 'n jaar waar U ons elke dag, ons die nabyheid beleef het. Wees U met ons vanaand in hierdie erediens, en ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. En wonderlik is ons so saam kan sing, hoe groot is ons God, en as ons dit net kan besef, elke dag in ons lewe. Hemelse Vader, waar ons nou gaan stil word, en uit die woord gaan lees, en ons vanmôre gaan luister, of vanmiddag gaan luister na U boodskap, Here. Praat U met elkeen van ons, gee vir elkeen van ons 'n geopende hart, Here, dat as ons hierdie boodskap hoor, ons dit nie maar net hoor nie, maar dat ons dit werklik diep in ons hart laat insak. En Here, dat ons hier sal uitstap en sal leef, en dat ons hierdie beloftes sal hoor wat ons uit die woord kry, dat ons dit ons eie sal maak, en dat ons hierdie nuwe jaar sal ingaan met moed, omdat ons weet hoe groot ons God is. En dankie Here, dat ons vandag so hier mag saamkom, om 'n ou jaar so te mag afsluit. En mag U met elkeen van ons spreek, en ek bid dit en vra dit in Jesus naam. Amen. Almal van ons wat
hier op die Hoëveld bly. Weet hoe vinnig 'n storm kan opsteek. Hierdie donderstorms, dit vat nie veel nie. Die son skyn nog en die volgende oomblik sien jy al hierdie groot wolke wat saamkom, die wind wat skielik waai. En voor jy kyk, dan is dit 'n gevaarlike storm wat jy hierna kyk. Maar dan sit snaaks, net so voor dit werklik die storm ons werklik tref, is dit asof die wind gaan lê. Asof dit so stil raak vir 'n oomblik. Maar dis nie 'n leë stilte nie. Dis daardie stilte waar jy eintlik op iets wag. Daar's so verwagting by jou, want as jy so na hierdie wolke kyk, dan weet jy nie, gaan dit 'n storm wees wat alles gaan verwoes, stikkend gaan slaan, wat dit gaan wees, of gaan dit 'n storm wees wat maar net alles so gaan verfris. Maar maak nie saak wat 'n storm dit is nie. Na daardie storm, weet jy, sal dit nie weer dieselfde wees nie. En hier as ons hierdie tyd van die jaar staan, hier op die einde van die jaar en in die begin van 'n nuwe jaar, dan is ons ook amper by so oomblik wat daar by mense 'n verwagting is. 'n Verwagting van 'n nuwe jaar wat voorlê. Jy kyk so terug na die jaar wat verby is en jy weet dis 'n jaar wat verby is, wat klaar is, jy sal dit nooit weer kan leef nie. Ja, dit is vir baie was dit 'n jaar vol goedheid, vol genade, vol wonderwerke uit God se hand. Maar dan was dit ook 'n jaar van uitdagings. 'n Jaar van vrae, van onsekerheid. En baie mense het daar dinge in hierdie jaar in hulle lewe gebeur wat hulle vandaan hier sit en sê, Here, ek het nog steeds nie die antwoorde nie. En juis in 'n jaar waarin dit so is, het ons beleef hoe die Here hier 'n gemeente gevestig het. Hoe die Here mense hiernatoe laat kom het. Waar mense weer hoop gekry het. Mense wat baie hartseer in hulle lewe gehad het, skielik weer 'n tuiste gehad het waar hulle gevoel het, hier kan ek weer behoort. En hierdie kerk, hierdie gemeente van ons het in hierdie jaar het ons dinge beleef wat 'n mens nie kan laat gebeur nie. Wat net gebeur wanneer God aan die werk is. En daarom kan ons weet, dis nie omdat ons dinge reg gedoen het nie. Dis omdat God getrou was. En nou, voor ons lê 'n nuwe jaar. En hierdie nuwe jaar lê nog oop, hy lê onbekend. Hy's nog ongeskryf. En ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Ons weet nie hoeveel storms daar dalk in hierdie jaar kan wees nie. Ons weet nie wat in hierdie wêreld gaan gebeur nie. Met die ekonomie, die politieke toestand in hierdie land, ons persoonlike omstandighede. Hoeveel van julle sit hier wat weet hierdie jaar wat voorlê het soveel dinge waaroor julle bekommerd is, wat julle nie werklik weet wat gaan gebeur nie. Maar die wonderlike ding wat ek vanaand vir elkeen wat hier is wil sê is, ons hoef nie te weet nie. Dis nie vir ons nodig om te weet wat in die nuwe jaar vir ons voorlê nie, want daar's een ding wat ons wel weet. En ons weet wie dit is wat saam met ons hierdie nuwe jaar ingaan. Wie saam met ons elke tree gaan stap. En as ons so kyk, dan kan elkeen van ons maar net so 'n bietjie kyk uit hierdie gedeelte wat ek vanaand vir ons wil lees. Paulus kom, en hierdie is so bekende gedeelte daar in Romeine 8. En as ons so kyk na daardie beloftes wat Paulus vir ons daar gee, hierdie beloftes, wat as ek dit vanaand so lees, wil ek hê ons moet elkeen daarna luister. En soos ons hier deurgaan, luister hoe Paulus kom en jou weer opnuut herinner wat kind van God is. Dat jy as jy die nuwe jaar instap, nooit alleen is nie. Dat daar 'n God is wat jou so liefhet, dat niks jou van sy liefde kan skei nie. Maar kom ons lees saam daardie gedeelte. Ek wil vir ons lees in Romeine 8 en ons gaan daar van die 28ste vers af saam lees. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders.
En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? Luister net hoe mooi is dit as Paulus hierdie sê. Wat sal ons van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook ons alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, maar nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slagskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Hierdie is so 'n mooi gedeelte wat so self praat, ek kan amper terugtreë en sê ek is klaar. Want die gedeelte praat so mooi met elkeen van ons. Maar as ons vanaand so hier kom en ons kyk terug oor 'n jaar, en ons kyk nie net terug met emosie nie, maar ons kom hier en waar ons uitsien na 'n nuwe jaar, kyk ons na hierdie woorde van Paulus. En Paulus begin hier en hy sê en ons weet dat vir die wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir die wat na sy besluit geroep is. Let mooi op wat Paulus hier vir ons sê. Paulus begin en hy sê ons weet. Paulus sê nie ons hoop daarop nie. Paulus sê nie ons vermoed of ons wens nie. Paulus sê ons weet. Wat weet ons? Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk. En hier moet ons een ding besef. Nie net die lekker dinge nie. Nie net die mooi oomblikke nie. Nie net sukses nie. Nie net triomf nie. Nee, alles. Hy gebruik vreugde en hy gebruik trane. Hy gebruik vrede. Hy gebruik jou nood. Hy gebruik oorwinning en hy gebruik teleurstelling. Hy gebruik daardie kere wat jy so jubel, wat jy so opgewonde in die lewe is. Maar dan gebruik hy net so die kere wanneer jou knieë lam word van vrees. En dan sê Paulus, waarom God dit doen? Vir die wat volgens sy doel geroep is. As ek vanaand so hier praat, dan weet ek, hierdie gemeente is nie toevallig hier nie. Elkeen wat vanaand in hierdie kerk sit, is nie toevallig hier nie. Ons is deel van 'n goddelike besluit, van 'n goddelike plan. Maar Paulus gaan verder. En hy gee een van die sterkste ankers wat daar in die Bybel is as ons lees, want die wat hy vooruit geken het, het hy ook bestem, hy het hulle geroep, geregverdig en verheerlik. Dit beteken, God begin nie iets in sy kinders, en dan los hy dit net nie. God begin nie 'n gemeente, en na rukkie dan word hy moeg, en dan los hy daardie gemeente nie. God begin nie 'n geestelike pad met jou in jou lewe, en dan gee hy later moed op met jou nie. Nee, God ken, hy roep, hy red, hy vorm, hy dra, hy voltooi. En hy het jou nie net begin lief hê nie, hy het jou nog steeds lief. En hy het hierdie gemeente nie net gebou nie, hierdie gemeente wat uit niks ontstaan het tot waar ons vandag kan sê, ons kan nie glo waar ons staan in hierdie gemeente, wat alles al gebeur het in hierdie jaar nie. Hy het ons nie net gebou nie, hy dra ons elke dag. Hy het nie net die eerste tree ons gelei nie, hy lei ons elke dag. En God se plan staan vas. Nie omdat ons so perfek of reg optree nie, maar omdat hy getrou is. En dan kom Paulus en hy vra hierdie vraag. En as ons hierdie vraag hoor, dan moet ons eintlik so vir 'n oomblik stil staan. Want hoor wat vra Paulus. Wat sal ons nou van al hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees?
En hierdie is nie maar net 'n mooi motiveringssin wat Paulus hier sê nie. Hierdie is 'n goddelike verklaring. Dis wat God vir ons sê, vir elkeen wat vanaand hier sit. En nou wil ek hê jy moet vir 'n oomblik hierdie hoor. As die almagtige God, die skepper van die hemel en die aarde, vir jou is, as die Here wat die sterre in hulle plek hou, vir jou is, as die God wat lande laat val en koninkryke oprig, vir jou is, wie sal daar wees, watter mag, watter plan, watter vyand, watter krag kan dan werklik teen jou staan? Selfs as mense teen jou is, selfs as die omstandighede in die lewe vir jou voel of dit te veel raak hier teen jou, selfs as hierdie wêreld heeltemal onstabiel raak soos wat dit op die oomblik lyk, dan kan jy vanaand weet, as God vir jou is jy nooit alleen nie en hoef jy nooit bekommerd te wees nie. Maar hoe weet ons dat God vir ons is? Paulus antwoord. Hy sê hier, hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ook alles genadiglik aan ons skenk nie? Hier sien ons dat God se ewige bewys van liefde lê nie in hoe gemaklik jou vorige jaar was nie. Dit lê in die kruis. As God sy eie seun vir jou gegee het, dink hieraan, as God uit liefde sy eie seun vir jou gegee het, gaan hy jou sommer nou net los? Sal hy ophou om vir jou te sorg? En ek kan vanaand sê, hy sal dit nooit doen nie. En daarom vra Paulus, wie sal 'n aanklag inbring teen God se uitverkorenes? Want dit is God wat regverdig maak. En daarin sien ons, mense kan beskuldig, die vyand kan veroordeel, selfs jou eie hart, en hoeveel keer het dit nie al gebeur nie, dat jou eie hart vir jou fluister, dat jy dalk nie goed genoeg is nie. Maar as die hoogste regter jou vrygespreek het, watter hof kan jou skuldig verklaar? En dan, wie is hy wat veroordeel? Christus wat gesterf het, ja meer nog wat opgewek is, wat aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Hierdie gedeelte wys vir ons so mooi, Jesus het nie net vir jou gesterf nie, hy leef vir jou, hy pleit vir jou, hy dra jou. As jy vanaand hier sit en jy weet, jy's nooit alleen op jou lewenspad nie. Daar's 'n redder wat jou naam ken. Daar's 'n Here wat elke tree saam met jou stap. Daar's 'n God wat vir jou intree. En dan sien ons, as 'n vraag wat baie gelowiges vra. Hulle sê, ja, Paulus skryf al hierdie mooi beloftes, en dit klink vir ons so mooi, maar wat as dit regtig in die lewe moeilik raak? Wat as dinge in my lewe werklik donker word? Wat as die omstandighede my breek? Wat as hierdie nuwe jaar swaar gaan wees? En dan vra Paulus dieselfde vraag in hierdie gedeelte, want hy vra, wie sal ons skei van die liefde van Christus? Met ander woorde, wat Paulus hier vra is, wat is sterk genoeg om jou uit God se hand te ruk? En dan lys hy al hierdie dinge wat mense kan laat vrees. Hy sê verdrukking, benoudheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, die swaard. Maar dan roep hy uit, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons liefgehad het. Hier sien ons hoe mooi hierdie gedeelte vir ons wys, ons is nie net oorlewendes nie. Ons is nie net vasbuiters nie. Ons is nie mense wat maar net dit deur hierdie lewe maak, wat maar net deurkom nie. Nee, hoor wat sê hy, ons is meer as oorwinnaars. Maar hier moet ons dadelik sien, ons is dit nie omdat ons sterk is nie, nie omdat ons volmaak is nie, nie omdat ons so slim beplan het nie, maar deur hom wat ons liefgehad het, wat dit hier staan. En dan kom hier die grootste geloofsverklaring wat daar seker in die Bybel is. In hierdie vertaling wat ons lees staan daar, want ek is versekerd. In die ander vertaling sê dit vir ons, want ek is oortuig.
Hier kom Paulus en hy sê ek is oortuig. Hy sê nie dat hy onseker is nie, dis nie iets wat wankelrig is nie, dis nie iets wat so halfhartig is nie. Hy is oortuig daarvan dat geen dood of lewe, geen engel of magte, geen teenswoordige of toekomstige dinge, geen hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde wat daar in Christus Jesus is nie. En as ons vanaand hier sit, is dit ons sekerheid waaraan ons kan vashou. As jy hierdie nuwe jaar instap en jy kan daaraan vashou, dat dit ons fundament is waarop ons bou. Dit is ons absolute hoop. Nie die nuwe jaar nie, nie die wêreld nie, nie omstandighede nie, maar God se liefde. En dan wil ek julle vertel, daar in Skotland in 1842 word daar 'n jong seun gebore. En hierdie jong seun sê hulle het 'n briljante verstand gehad. Sy naam was George Matheson. En hy was 'n baie talentvolle predikant, 'n formidabele bedenker, 'n jong man wat almal het gesê hy het hierdie groot toekoms wat daar vir hom voorlê. Maar toe hy net hier in sy 20's is, toe begin sy oë verswak. En dit was nie baie lank nie, toe word hy feitelik blind. En vir baie mense sou dit genoeg gewees het om hulle totaal en altig sou gebreek het. Maar George het vasgehou. Hy het bly glo, hy het bly dien. En toe raak hy verloof en dit gaan so goed met hom. Hy voel of sy lewe nou werklik sin kry. Die toekoms lyk vir hom weer so helder. Maar toe sy verloofde hoor dat hierdie blindheid permanent is, toe verbreek sy die verloving en sy stap weg. En hier staan 'n jong man, hy verloor sy sig, hy verloor sy liefde, hy verloor sy menslike sekerheid waaraan hy vasgehou het. En tog hou hy aan glo, hy hou aan preek, hy hou aan hoop. Maar toe gebeur daar nog iets met hom. Sy suster wat na hom gekyk het, wat hom met alles gehelp het, ontmoet iemand en sy was sy enigste ondersteuning in die lewe. En sy trou en sy verlaat die huis en hy sit alleen, blind, gebroke, verpletter. Maar hy besef een ding, God is daar. En hy sê daardie aand vul die Heilige Gees sy kamer, God se liefde oorweldig hom. En hy skryf 'n lied wat die wêreld sou troos. En as ek hierdie lied vir ons kan voorlees, as ek hom hier in Afrikaans vertaal het. O liefde wat my nie wil laat gaan nie. Ek gee my moedelose siel terug aan U. In die groot see van rus laat ek my lewe weer dryf en vind my hart sy vrede diep in U. O lig wat my donker skadu's breek, ek gee my flikkerende fakkel terug aan U. Laat my gebroke lewe 'n sterker glans verrys, 'n straal wat ewig na U sal wys. O vreugde wat U self terugbuig na my, ek kan nie my hart vir U toesluit nie. Ek volg U spoor deur pyn en trane heen, tot by die plek waar môre lig deurbreek. O kruis wat my oplig bo my swaar las, ek sal nie van U wegdraai nie. Ek lê my lewe neer by U voete. En uit die aarde groei nuwe lewe, onsterflik, God gegewe. Matheson het nie sy sig teruggekry nie. Hy het nie sy verlore liefde teruggekry nie, maar hy het iets ontdek. Hy het ontdek, God se liefde los jou nooit. God se liefde is sterker as enige pyn wat jy in jou lewe kan ervaar. En hy het besef, Romeine 8 is nie net 'n teorie nie, dis 'n waarheid. En so, as ek vanaand na ons kerk kyk, die Plaaskerk, as ek daarom kan vat, hierdie kerk het nie ontstaan uit vergaderings of menslike strategieë nie. Daar was niks van dit nie. Dit was 'n paar mense wat by mekaar gekom het en geglo dis God se roeping, uit gehoorsaamheid, uit 'n eenvoudige besluit. Die enigste riglyn waarop ons dit gebou het was, ons stel God eerste, sy koninkryk eerste, sy eer eerste, dat alles hier oor God sal gaan. En as ek vanaand terugkyk na hierdie jaar wat verby is, kan ek net getuig wat God vir ons gedoen het al tot hier. Hy het mense hierheen gebring
Hy het harte genees. Hy het 'n geestelike tuiste vir soveel mense gegee wat so lank gevoel het dat hulle geen tuiste het nie. Hy het liefde tasbaar gemaak. As ons op 'n Sondagoggend hier instap en het al baie vreemdelinge hier ingestap, is die eerste ding wat hulle sê, ek beleef God se liefde. Mense wat vir mekaar omgee. Dis nie net hulle kom kerk toe om kerk te hou nie, dit gaan waarlik waaroor dit gaan, dat God se liefde onder mekaar uitgeleef word. En daarom het soveel mense hier gesê, ek voel ek behoort weer iewers. En ons kan saam sê, die Here het groot dinge vir ons gedoen in ons hierdie jaar. En ons harte is bly daaroor, dis die wonderlikste. Mens kan nie eers begin om dit te verstaan nie. Maar Romeine 8 gaan nie net oor terugkyk nie. Dit gaan ook oor vorentoe kyk. In die nuwe jaar gaan daar hoogtepunte wees. In die nuwe jaar gaan daar uitdagings wees. Daar gaan seën wees in ons lewens en daar gaan ook dalk trane wees. Daar gaan dinge wees waaroor ons so seker is en dan gaan daar oomblikke wees waar ons maar in bewering gaan staan. Maar daar's een ding wat nie sal verander nie. En dit is God se liefde wat altyd by ons sal wees. En as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Elkeen van ons wat hier sit as kind van God kan hieraan vashou. Nie die wêreld nie, nie die duiwel nie, nie omstandighede nie, nie vrees nie, nie onsekerhede nie, nie enige iets nie. En God sê vanaand vir elkeen van ons wat hier sit, ek los jou nie. Ek dra jou. Ek is hier vir jou. Ek werk alles ten goeie mee vir die wat ek liefhet. En ek gaan saam in die nuwe jaar elke tree saam met jou loop. Kan jy dink as jy hierdie woorde vat en jy stap hierdie nuwe jaar tegemoet en jy weet, maak nie saak wat daar vir my voor lê nie. God stap saam met my. God het my so lief dat hy my gaan dra in elke stukkie wat ek gaan loop. En dit is ons hoop waarin ons vanaand vashou. Dit is ons sekerheid. Dit is ons vreugde. Ek wil vir ons afsluit. As ons dus so terugkyk na hierdie jaar agter ons, is dit met dankbaarheid. Want ons kan terugkyk en sê, Here, U was getrou. Ons kyk terug en ons sien hoe U voorsien het. U het gedra, U het gelei, U het mense in hierdie gemeente saamgeweef in liefde. U het hierdie gemeente nie net laat bestaan nie, U het hierdie gemeente werklik laat leef. Toe ons hiernatoe ry, vanaand en Martin ry saam, en ons gesels net so oor hierdie kerk wat maar 10 maande oud is. En Martin sê, sjoe, en hoe die Here ons gebruik om soveel se mense se harte aan te raak. Hoeveel mense wat ver is, wat nooit naby 'n kerk kan kom nie, is aangeraak, nie deur ons nie. Ons is maar net instrumente in God se hand. En daarom is dit so wonderlik as ons weet, God het nie net hierdie gemeente laat bestaan nie, hy het dit werklik laat leef. En nou kyk ons vorentoe, na die jaar wat voor lê, nie met vrees nie, nie met onsekerheid nie, nie met angstigheid nie, maar met geloof. Want ons gaan nie hierdie toekoms wat onbekend is, niemand weet wat voor lê in die jaar nie, maar ons het hierdie vaste wete, ons gaan dit nie in op ons eie nie, ons gaan dit in met 'n bekende God, wat ons lief het. En God werk alles ten goeie mee. Hierdie Romeine 8 wil ek hê, moet ons hierdie jaar vat en ons moet dit elke dag onthou. God werk alles ten goeie mee. God roep, God red, God voltooi, God is vir ons. Christus pleit vir ons. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Ons is meer as oorwinnaars in Christus. En hierdie is nie net mooi Bybelwoorde nie. Dis die waarheid. Dis die fondasie, dit is ons lewensasem. En daarom wil ek nie vanaand afsluit met 'n amen nie. Ek wil afsluit met 'n verklaring van geloof wat ek wil hê elkeen van ons wat vanaand hier sit, moet dit ons hartstaal vanaand maak. As ons saam sê, Here, ons loop nie hierdie nuwe jaar in ons eie krag nie. Ons loop dit in
op vertroue in U liefde. Ons gaan nie die toekoms tegemoet met vrees nie. Ons gaan dit tegemoet met 'n sekerheid. En Here, ek wil vanaand opnuut hierdie kerk, ons plaaskerk, aan U kom gee. Ek wil vra, laat U wil hier geskied. Laat U koninkryk kom en laat Christus altyd sentraal wees in hierdie gemeente. Maak hierdie gemeente altyd 'n plek waar mense nie net inkom en kerk ervaar nie, maar waar mense werklike ontmoeting met Jesus Christus het. En elke gelowige van ons kan vanaand met vertroue na die nuwe jaar kyk. Want ons almal kan weet, ons stap hierdie nuwe jaar in met God wat ons liefhet saam met ons. Jy gaan nie een oomblik op jou eie wees nie. Hy sal jou dra. Selfs daardie dinge wat jy dink onmoontlik is, wat jou sal skei van God se liefde, kom Paulus en hy sê dit kan nie. Niks sal jou van God se liefde skei nie. En as jy met daardie wete in die nuwe jaar ingaan, dan maak dit nie saak wat se omstandighede is nie. Dit maak nie saak hoe deurmekaar hierdie wêreld is nie. Elkeen van ons kan hierin stap as oorwinnaars. Want as ek weet, God het my so lief, dat hy my nie een oomblik alleen gaan los nie. Wat kan daar beter wees as dit? Kom ons stap hierdie nuwe jaar so in. En ons fokus nie op die probleme nie, maar ons fokus op die een wat sê, as hy met ons is, wie kan teen ons wees? Vra jouself daardie vraag. As God met jou is, wie of wat kan teen jou wees? Amen. Hemelse Vader, Here, ons wil vanaand kom en ek wil vir U dankie sê. Dankie Here vir 'n jaar wat so onbeskryflik was, Here. Ja, Here, al was daar hartseer in hierdie jaar, al was daar dinge wat nie maklik was nie. Here, moet ek kom en ek moet getuig dat hierdie 'n jaar was waar ons werklik wonderwerke sien gebeur het. Waar ons gesien het waar U aan die werk is. Hoe U dinge laat gebeur, Here, wat menslik onmoontlik lyk. Here, hoe U ons as gemeente hier saamgevoeg het wat 'n familie is. Dat ek in hierdie jaar laat ons so beleef het hoe ons mekaar gedra het, hoe ons mekaar in moeilike omstandighede daar waar werklik liefde bewys was, dat mense vir mekaar omgee. Ja, Here, vandat ons hier instap op 'n Sondagoggend, daar waar ons teen koffie drink in die saal en saam iets eet, kan mens Jesus se liefde voel. Here, daar waar ons uitgaan na Sunfield toe en daardie wonderlike bediening daar doen, waar daardie mense al deel van ons geword het, waar as hulle hier in die kerk instap, niemand wonder hoekom is hulle hier nie, want hulle sien hulle net as die kinders. Here, waar elkeen wat hier instap weet hulle is welkom, want by U is ons almal welkom. En dankie Here dat ons vanaand kan vashou aan Romeine 8 as ons hierdie nuwe jaar instap. Ja Here, ons weet nie wat voor lê nie. Ons weet nie wat die jaar vir ons kan inhou nie, maar ons weet een ding. Ons weet saam met wie ons stap. Ons weet wie ons dra. Ons weet wie ons sal lei, wie ons krag sal gee, wie ons sal ondersteun, wie ons staande sal hou. Daarom kom ons vanaand en ons sê dankie Here. Dankie vir alles wat U in 2025 vir ons gedoen het. En Here, ons sien uit na 2026. Want elkeen van ons wat hier sit weet, as God met ons is, wie kan teen ons wees? En as ons dit met ons hele harte glo, Here, weet ons dat 2026, ongeag wat gebeur, 'n jaar sal wees waarin ons in oorwinning leef,
waarin ons saam met ons Verlosser kan leef, waar God ons sal dra elke tree. En ons dank U daarvoor, Here, dat ons dit mag weet. Ek bid vir elkeen wat hier is, dat hulle met daardie vrede 2026 sal binnegaan. En ons bid dit en ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat ons almal staan en dan gaan hom Flip vir ons die oorwinningslied sing. En kom ons sing hierdie oorwinningslied uit volle bors, want is ons nie as kinders van God waarlik oorwinnaars nie. En kom ons gaan vanaand hier uit en ons gaan leef in 'n wêreld soos oorwinnaars, want dit is wie ons is.